Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Ek wil weer sê, dit is lekker om julle almal hier te hê op 'n Saterdag. Kan jy dit glo, dat jy julle Saterdag opgeoffer het vir die Here? Nee? Hoe lekker is dit nie? Om na die Here se woord te luister, en hierdie man wat so van ver af gekom het, en dan hierdie man wat ek in Zimbabwe ontmoet het. Hoe lekker is dit nie? Ek hou daarvan om ouens se getuienisse te luister. Ons moes nou net gesê daar agter Openbaring 12:11, dat om oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis, en hoor daar so na die komma, dat hulle eie lewens nie lief gehad tot die dood toe. En ek kan getuig van hierdie mannetjie, net die rukkie wat ek kon ken, is het einde van die jaar met God se genade gaan jy na Amazone toe, en Zimbabwe, hierdie ouens gaan net die evangelie verkondig. Hulle het lewens gegee vir die Here. So, well done. Toe ek, hoe oud jy nou? 27. Toe ek 27 was ek so ver in die wêreld, Kitty, ek kan my nie gesien het nie. ek het nie gehoor, ja, ek het nie omgegee vir die Here nie. Hierdie ouens het hulle lewens gegee vir die Here. En hy gaan Amazone toe, ja sy. En dis wat ek hoor in sy getuienis, en hy gaan vandag met ons bietjie daaroor gesels, en ek gaan nie te lank praat nie. Onthou nou net, vanmiddag is daar nog potjiekos, en vanaand gaan Johnny vir ons woord bring, en vanaand gaan groot dinge gebeur. Die Here maak al klaar skuwe in baie van ons harte. So, byt vas hierdie dag, en moenie een oomblik mis van hierdie dag nie. Dis 'n dag wat jy uitgekoop het, byt vas. Hierdie dag uitgesit vir dit, moenie verdwyn nie. Ek moet nie soos dat Johnny maak soos oom Angus en die ou roep terwyl hy net wil toilet toe stap. Ek was daai dag 2009. Hy sê oom ek moet piepie. Okay, gaan nou. Hy dog die ou loop weg. Shame vir al die ouens. 250,000 ouens roep hy die ouetjie terug. Hierne. Ja. Nee, ek knip maar jou piepie. Alright. Here, dankie vir David. Ek gaan nie verder praat nie. Ek gaan vir hom los. Here, hy's ripped and ready to go. Ek weet. Hierdie manne het gisterand gebid, en Here mag ons die dinge so ernstig opvat, en wie onthou om dit ernstig op te vat, dit wat die platforms wat U vir ons skep, en die plekke wat U vir ons gee, om die woord te gaan verkondig, soos hierdie jong man, en sy vriende. Hoe het jy vanoggend gesê, Johnny, die ouens wat, of iemand sê doekdraers, het vir my gesê vanoggend, jy, ja, toe die man laat sak het met die doek, sy chomme was sy doekdraers, en hy doekdraers het hom hier gedra. Well done, ouens. Terwyl ek chocolates eet, julle staan en bidde agter. Well done. Vader, dankie. Mag ons altyd onthou, hierdie is 'n ernstige ding. U het ons gered met die bloed. En ons sê vir U dankie, Vader. Amen. Nee, er is reg, dankie. Goeiedag, manne. My naam is David Andreas Simon. Ek is 'n geliefde van die Here, 'n soldaat van sy koninkryk, en ek is hier om die pad voor te berei, sodat die koning die skape kan kom haal. Ek is 'n priester, 'n koning en 'n profeet, maar bo alles ek 'n dienaar, 'n servant, en 'n vriend van God. Nou as julle my 'n paar jaar terug gevra het wie ek is, sou ek nie vir julle kon gesê het wie ek is nie. Ek was op 'n plek gewees waar ek het so skaam gekry vir my naam. Ek het nie die naam David. Ek het altyd gesê, as ek die eerste kans wat ek kry, gaan ek my naam gaan verander. Want ek het nie geweet wie ek is nie. Ek weet wat my roeping is nie, ek weet waarvoor ek gemaak is nie. Ek sê altyd, as ek altyd my getuienis deel en kortliks, as ek was in die donkerste, diepste gat gewees. En hoe meer ek probeer opstaan uit daaruit, op my eie krag, hoe donkerder het dit geword. Dit is net asof die wêreld net meer en meer op my kop kom trap het, en ek kon nie daar uitgekom het nie. En tot eendag te kom as 'n koning oor my pad gestap, en hy gryp my, en hy sit my op die hoogste berg. En om julle net 'n bietjie perspektief te gee hoe ek daarby uitgekom het, of wat my lewe aangegaan het.
Ek kan julle eintlik terugvat. Van waar toe ek 'n klein seentjie was. Wel, ek was nou nie hier. Ek weet nie om enigiemand sê of my aardse ouers nou sleg te maak, ek moet hulle perspektief gee om waarvan ek vandaan kom. Toe ek 'n klein seentjie was, ek het in 'n huis groot geword waar ons nie regtig die Here geken het nie. Ek praat van dinge was regtig nie goed gewees. Die dinge was donker gewees. Ek bedoel, was altyd so vaderwond gewees. My pa was nie regtig daar gewees nie. Hy was meer by die werk gewees. As hy nie by die werk is nie, dan was hy by die sport gewees en ek het my pa eers regtig geleer ken die dag toe hy op pensioen gaan. En bygesê, ons het nie regtig 'n goeie verhouding gehad nie, want ek het in 'n huis groot geword waar was baie verwerping gewees. Ek het nooit gevoel ek is goed genoeg nie. Ek het nooit gedink ek is goed genoeg vir my pa nie. My pa het altyd, ja, jy kan beter, jy kan die kant toe en daai kant toe en dit het net so wond in my hart kom maak en ek het nooit gevoel ek is waardig, ek het nooit gevoel ek is waardig om my pa se liefde te kry nie. En yes, dit was 'n klein dingetjie. Toe ek sê ons huis het rarig, my ouers nie die Here geken, my pa het nie die Here geken nie. Daar was 'n tyd gewees dat my ma nog die Here gevloek het. So ek sê ek is nie jong enig, maar ek vertel hulle my storie. En so het die Here ons almal se lewens kom verander, individueel. Ek bedoel, ek het in 'n plek gekom waar my huismoles was. Daar was 'n plek waar my pa of my ouers mekaar so geskree en vloek het en beklei het, fisies beklei het. Ek onthou as 'n klein seentjie, het ek so oor my maag gaan staan terwyl my pa geslaan en ek het my vuiste opgetel. En my pa het gesê, as jy jou vuiste optel, moet jy dit gebruik. En ek huil en ek laat sak net my huis en ek vra asseblief los net my ma uit. En so dinge aangegaan vir jare en jare. Ek kan nie eens onthou 'n plek waar dit nie so was nie. En so het ek deur skool gegaan en elke keer wat ek in skool inkom, moet ek van laerskool tot hoërskool het hierdie dinge aangegaan en dit het net donkerder geraak en dit het erger geraak en dit is so ek het nie eens geweet, yes, wat moet ek doen? Hoe gaan hierdie ek het net aanvaar as die lewe en elke keer voor skool moet ek 'n masker opsit sodat ek oor daai kar uitklim want ek moet nou gaan smile vir die mense. Ek was nou 'n goeie seentjie gaan wees by die skool, maar meantime terug by die huis gaan dinge so erg dat ek weet nie waar ek is nie. Ek weet nie wat ek as 'n klein seentjie voel ek so en so het selfmoord menigtal kere oor my pad gekom. Eindig dit net hierso. Eindig net die man doen hierdie ding en dit is verby. Jy het nie 'n plek hierso nie. Jy is nie waardig nie. Wie sê jou ouers wou jou gehaat het? Jou ouers kom nie eens om mekaar oor die weg nie. Hoekom sal jy nou hier wil wees? En ja, so het ek al baie keer, maar ek het net besef, as ek my lewe neem vandag, wie gaan my ouers keer om hulle lewe te neem? Want daar was menigsal kere wat ek as 'n klein seentjie, my pa moes gaan keer het, my ma moes gaan keer het, my ma in die middel van die straat moes gaan optel het en teruggedraai het in die kar in. Maar daar was altyd hierdie bekleierery gewees, daar was nooit vrede, ek het altyd toe ek klein was ervaar, daar was iets in ons huis en ek het gesê, enige groot is brand ek hierdie huis af. Want daar was iets hierso wat ons kom tuister, daar was iets wat ons kom najaag maar ek weet nie wat nie en ek weet nie hoe om dit te eindig nie. En so gaan my hele lewe aan en ek kom deur 'n hoërskool en die ding raak net erger en draak net my hart raak net so hard van klip. En ek was geboelie en daar was 'n dag wat ek net soos gesê het, vandag vir hiertoe nie verder nie. En ek is asof ek totaal oorgegee het in die wêreld en ek begin toe dis allerhande snaakse dinge al op skool. Ek begin nou steroids spuit en my vuiste praat toe en verstaan. Ek gaan nie eens my skool toe, ek bang vir my skool. As ek klein sien, ek hang in die bars rond, fight in die bar en ek gaan nie eers huis toe nie want ek weet dinge by die huis is nie so goed. Ek wil nie eers by my ouers wees nie want dit is nie lekker daar nie. En ek onthou daar was ek hier in matriekse kant. Daar was ek 'n kwessie van 2 jaar gewees wat ek en my pa onder dieselfde dak gebly het, waar ons nie een woord vir mekaar gesê het nie. Want daar was nie daai verhouding gewees nie. Ek het hom gesê ek haat hom, ek wil nie met hom praat die dag as ek klaar is, as ek weg hier so, hulle gaan my nie sien nie.
En ja, dinge het net al hoe erger en erger geraak en ja, so onthou ek staan nog in die gang, daar was 'n foto van my ouers se troudag gewees. En ek staan so en ek kyk vir daai foto. En ek dink vir myself, hoekom moes hierdie dag gebeur het? Hoekom moes hierdie dag gebeur het? En ek dink soos die enigste manier hoe ons familie verander kan word, is die dood. Ek kan nie sien, ek kan nie fisies insien wat kan gebeur om my ma te val, my pa, vir my niks. Ek dink dit is die enigste manier hoe ons gestop gaan word, is die dood. En ja, so die jare aangegaan, ek het heavy rebels geraak, baie rebels. Ek sê, ek was al op skool gewees as ek in die bars gefight. Yes, en toe raak ek totaal en al 'n dwelmverslaafde. Ek was vasgevang in dwelms soos op 'n ander vlak. En daarby hand aan hand alkoholisme. Daar was 'n dag verby gegaan wat ons nie gaan of dwelms gedoen het of gedrink het of enigiets. Dit elke dag van maandag tot sonderdag. Onthou daai een keer ek was in die kerk of iemand my ma kerk toe genooi, ons gaan toe kerk toe, maar ek is so ek is nie hier nie, ek is op 'n ander plek. Ek was so vol van die dwelms gewees en ek staan op by kerk uit en ek hardloop weg. Ek hardloop uit die kerk, ek gaan aan, gaan kry by ander mense weg en hulle kom soek my. En ek is nie daar nie, ek kruip toe nog so agter die bank weg, vir ingeval hulle inkom, dat hulle my nie kan sien nie, verstaan, ek kruip so, lê daar in die bank. Maar dit was wel ek gewees, ek was op 'n baie donker plek gewees, en ek kan baie diep hier ingaan, maar nie vandag nie. Ja, en so het my lewe aangegaan, was na skool gewees, in bars, soos ek gesê het, en dit het net erger en erger geraak, ek was nooit by die huis nie, altyd saam met die mense gewees, en so het ek betrokke geraak met verkeerde mense, ek het half bietjie in gangsterisme ingegaan, goud gesmokkel en so aan, en begin dwelms verkoop, en was regtig verstaan, want ek is nou, ek gaan nou wys, julle gaan my nie meer sê, ek gaan nou tou vat, ek gaan nou man wees, ek gaan nou wat. En ja, dinge was nie great gewees op baie stadium, en ek bedoel, ek is op 'n punt waar, dit het so op 'n punt geraak waar ek my vriend voor my verloor het, aan die dood, en op daai punt het ek gedink, ek het nou so groot geskrik, dinge gaan nou verander, nou gaan ek hierdie goeters los, hierdie is nie die weg nie, maar daai Saterdag weer, daai Maandag, dit is asof het 10 keer erger is, want toe wil ek vlug, en dit is altyd iets, hierdie middels, hierdie drank, was altyd 'n replacement vir iets, om te vlug, want jy wil nie die goed face wat jy moet face nie, en dit is asof het net toegeneem het, en ek kom toe op 'n punt wat ek rarig gedink het, hulle moes my al hospitaal toe gejaag het, ek was so vol van dinge gewees, het geoverdose, en ek was rarig op 'n punt dat ek gesien ek gaan my lewe verloor, en so kom het op 'n dag, toe verander my hele lewe in 'n halfuur. Ek lê nog so op my bed, ek sal nooit vergeet, en ek probeer net beter voel, want obviously ek is elke dag op iets, net as ek begin beter voel, maar as ek terug, jong, as daarna gaan ons jol. En ek lê nog so op my bed, en een ou bel my, en hy vra my, of hy sê vir my, hoor jy, ek ry oor 'n halfuur, ry ek Potch toe, kom jy saam? En ek dink toe, ek het eers gevoel, nee, wag, ek kan nou nie. Maar dit was die eerste keer dat ek gevoel, iets begin hier so in my te draai. En dit is net asof ek ervaar het, gaan. En net daar, ek pak so 'n klein tassie, pak my klere, klim in die kar en ek verdwyn. Niemand weet waar ek is nie. Nie my ouers nie, nie die mense om my bly, niemand weet waar ek is nie. En ek eindig toe op in Potch, en ek het gedink met myself, ons gaan nou gaan jol en alles. En inteendeel, toe die Here 'n ander plan gehad. En fast forward, so kom ek eindig op 'n Potch, ek het nie blyplekkie, ek het nie kos om te eet nie, ek het nie 'n werk nie, ek het nie geld nie, ek het niks, ek het net my klere wat ek aan het, en so 'n klein tassietjie wat ek saam met my gebring het. Maar dis waar ek die Here ontmoet het. Dis waar die Here met my gepraat het, hard en duidelik met my gepraat het.
Hy het my letterlik, hy het met my gepraat soos wat ons praat. Ek het niks gehad, ek was hier is ek. Daar is geen ander weg nie, die Here het my geroep. Hy sê ek is syne. En so het hy my gelei. Nou hier is alles vreemd, hier is alles die begin. Ek is op hierdie punt van my lewe, waar ek het geen ander keuse, of geen ander, daar is niks. Dis waar die lig aan die einde van die duisternis deurgekom het. So ek sê, die duisternis, die donker put, het net donkerder en donkerder geword, en op hierdie dag, skyn die lig so deur, toe vat die koning my, en hy sit op die hoogste berg. So hy het met my gepraat, en ek het al op 'n tydjie gedink, wag, ek maak nou dinge op hier met myself, maar hy het met my gepraat. Hy het my letterlik gelei daar waar kos is, hy het my gevat daartoe waar ek kan rus, hy het 'n dak oor my kop gesit. So ek het op 'n tyd, ek het eers by 'n ou op 'n bank gebly, niks gehad nie, en so die Here met my begin werk, dinge begin ervaar, en gesê, okay, wag, hier is iets groter, hierdie is die pad waartoe ek nou moet gaan, hierdie is wat ek nou, kom ek kyk in hierna, want obviously, hier is niks van my eie krag nie. Ek moes vandag dood gewees het, maar nou is ek hier. Ja, ek het nie kos of iets of enige iets nie, maar tog eet ek elke dag. Tog het ek 'n dak oor my kop. Daar moet iets anders te wees. Daar moet iets groter wees. En toe het ek die Here net begin naroep en Vader, Papa, wys my, waar is hy? Leer my, ek wil u hoor en ja, hy het my letterlik van plek na plek gelei en hy het vir my kos gegee. Ek bedoel, as ek so 'n bietjie aan getuig, die eendag, ek sit daar so garage, so total garage, en hy het so 'n restaurantjie daarin, en ek sit daar op die sypaadjie voor die garage, en ek stap toe maar net in, net om te gaan kyk, en ek kyk daar by die restaurant, en ek sien hierdie burger special, jee, ek kyk, maar ek dink met myself, wanneer gaan ek weer die voorreg het, om 'n burger te kan proe, om te kan proe hoe dit is, en ag ja, ek is daar uit, ek verdwyn vir so 3-4 ure, en later kom ek terug, en ek gaan sit weer daar op die sypaadjie, en daar kom 'n man uitgestap, met daai burger special, en hy sê vir my, meneer, hier is jou kos. Nou, ek weet, ek het nie daai kos bestel nie. En ek sê vir hom, meneer, ekskuus, ek dink jy het verkeerde ou hierso beet, ek het daai nie bestel nie, maar dankie. Hy sê, meneer, jy het hierdie bestel, jy het daarvoor betaal, en jy het geloop sonder om dit te vat. Hier is jou kos. En net soos wat ek vir hom weer wou gesê het, ekskuus meneer. Want ek weet vir my heilige siel, ek het nie 1 sent op my naam nie. Net soos wat ek vir hom weer wou sê, daar was so 'n radio gewees, dinge was in 'n kar, wat so in die agtergrond gespeel het, maar dit was maar net so 'n background noise gewees, ek het nie regtig gehoor wat hulle sê nie, en ek weet ook nie wie daar gepraat het, of op wat dit was nie, maar op daai oomblik toe ek wou praat, toe kom daar so sin deur, moenie worry nie, ek het jou. En ek ervaar toe, praat die Here met my, moenie bekommer nie, ek het jou, ek sorg vir jou. Hy het my. En ja, so het hy vir my gesorg. Elke dag, ek bedoel, ek wil julle baie van hierdie stories vertel, maar ek wil julle heel dag hierso hou. Ek het een ander getuienis, waar hy my kos gebring het, ek sit daar in my, en ek is honger, jong, ek is regtig, okay, Here, ek weet ek moet op u vertrou, ek begin nou u ervaar, en ek leer u nou ken, en ek weet u is die een wat vir my kos stuur, of Vader, ek raak nou honger, asseblief stuur vir my kos, ek kan nie meer langer uithou nie. En so tel 'n man my eendag op, ek sal nou vertel hoe ek daarby uitgekom het, dit was net toe ek die Here my gesê het met die eerste werk, maar hy tel my toe op, en ons is op pad, kantoor toe, maar het was vroegoggend gewees, en hy sê vir my, voordat ons gaan, moet ek net gou eers by my ouma gaan stop. En ek is nou al so nors, en ek is honger, en ek weet nie meer, lekker, en hy stop al by sy ouma, en sy ouma het so groot bakkery daar so. En ons stel mekaar voor en alles, en daai tannie vat so groot boks, en ek nie eers gevra nie,
En sy laai daai boks met pies, nee. Nee, my maat. Toe weet ek sommer klaar. Toe, daar's wat ek ervaar die Here, as hy vir my gesê het, hy gaan vir my kos stuur, hy sal vir my kos stuur en hy sal vir my kos in oormaat stuur. Hy laai daai boks met die pies, hè. Ek sê vir daai was rarig en dit is so wat hy vir my gelei het, na plek en soos ek van die ou op die bank is ek ek het 'n bachelor flat, so 'n klein flat met 2 ander manne gedeel. En ons het nie geld gehad, daar was niks. Jy het daar geslaap, ek het hier geslaap, ons het nie meubels gehad nie, ons het op die vloer gesit. En so het my journey begin en so was ek gevorm gewees en toe het ek die Here so gesê, die Here het my nou gelei, toe het ek begin met 'n klein werkie en nie baie verdien nie, my geld het letterlik net so in my huur ingegaan wat ek moes betaal het. En ek het ook 'n paar rand oor gehad, maar daai geld het my nie deurgetrek hier, want ek het vir my bietjie kos gekoop hier en daar, maar meeste van die tyd, die Here het voorsien. Nou die een keer, ek en die ou wat die bachelor gedeel het, Jesus, ons honger, nee. Nou, ons maak hy kas, ek het nie gewonder oor wat ek nou gaan eet, of môre gaan eet, ek gewonder wat ek nou gaan eet. En ek maak hy kas oop, en daar staan 'n boks Weet-Bix, en 'n blikkie jam, dis al wat ons het. En maar ons honger, ons meng hy Weet-Bix met hy jam, nee, maar ons maak ons oor toe, hy proe so 'n steak, ek sê vir julle, ons meng ons eet hom, maar ja, baie keer, dis daar waar karakter gevorm word, hè. En ja, so net vandag, so die Here my gelei in 'n werk in, en daar het hy my gevorm, en ek het net totaal al net oorgegee. Ek het geweet, ek kan nie meer op my eie man staan nie, ek gaan nie meer my eie gedagtes volg nie, want dis net hierdie koning wat my elke keer seën. Dis hy wat vir my kos bring elke keer, dis hy wat vir my 'n dag gee elke keer. David, jou gedagtes, nou maar 'n bietjie stil bly. Hier is ons die pad wat ons moet loop, en dis waar ek Here rarig nou begin. My Bybel gekry, begin Bybel lees, ek begin bid, en ek het rarig begin leer wat is die hart van die Here. Want hy is ons Vader, hy is ons Pa, hy sal voorsien. Even if we are unfaithful, he still remains faithful. En ja, so net lank storie kort, nou is ek hier in hierdie bachelor flat, nou het ek 'n klein werkie, en kry nie verdien nou nie baie nie, en ek kry die Here, en ek kry sy liefde, en ek ervaar hom, en ek kom op 'n punt van my lewe, wat ek net vir die Here bid, en ek sê, Here, ek ervaar U, ek hoor U, en ek weet wie U is, Vader, maar ek sukkel rarig nog 'n bietjie, Here, en van dat ek klein was, van my pa was, aardepa was 'n ambagsman, en Here, ek sal rarig, as dit U wil is, help my om 'n apprenticeship te kry, om 'n ambagsman te word. En ja, so nie eers lank daarna nie, ek onthou nog, wel my eerste werk was sekuriteit gewees, en ek staan nog daar by die mall, en ek is nog vroegoggend, 5 uur, sonnetjie was nog nie eens oppie, en ek staan daar af, en ek ervaar toe 'n woord, toe ek nog gevra het vir hierdie, maar ek het net regheid, soos, ek is 'n man wat reël is, ek vertel jou dinge wat dit is, ek gaan nie kom doekies draai nie, ek gaan nie kom goed opmaak nie, ek vertel jou, want hierdie goed het werklik met my gebeur, so ek ervaar hierdie woord nou, ek dink met myself, nee, ek maak nou goed op, is my eie gedagtes, en wat, ek vat dit nie eers kop toe nie, en die Here het daar met my gepraat, want ek staan toe op baie hoek, en daar kom so 'n bakkie verby gery, so 'n elektriese konstruksiebakkie, en daar is die woord wat ek ervaar het, op daai bakkie se deur geskryf, en ek voel toe, hoe die Here vir my sê, daar is waartoe jy moet gaan, en ja, op die ou ende, daar baie dinge nou tussen gebeur, maar die core is, toe het ek daar opgeëindig. Daar het ek opgeëindig, daar het ek my apprenticeship gedoen, en daar het ek gekwalify as electrician. Maar daar, so in hierdie journey nog, ek het net daar begin werk, toe is ek nou nog in hierdie bachelor flat, net daar begin as 'n appie, jy het gate gegrou, dagga gemix, ek het gaan werk, ek het so gebuig, en maar ek het so een groot ding, toe ek, van kleins af, ek was gebore met platvoete, so van kleins af het ek 'n gebrek gehad, en daarvoor het die dokter gesê, my knie gaan begin ingee,
Hulle het gesê, gaan oor 'n paar jaar as ek ouer is, gaan ek 'n heupvervanging moet hê. En ek het nog was 'n tyd gewees, ek het met 'n paar ander manne gepraat of my pa, aardepa, het eintlik dit vir my gesê. Ek het hom gesê toe ek klein was, ek sal daarvan hou om weermag toe te gaan. Ek sal 'n soldaat wil wees. My pa het gesê, ja, ekskuus jong, jy gaan met jou platvoete gaan jy nie weermag toe gaan nie. Hulle sal jou chef maak of iets. Maar jy gaan nie weermag toe gaan nie. Ja, maar hy sê, hey. En so het ek soveel, ek was net so afgebreek die hele tyd. Altyd as ek 'n doel het en ek het 'n droom of nee, gaan nie. Nee, hierdie ding. En met my plat voete, ek onthou toe ek op skool was, ek was nooit goed gewees in sport nie. Ek wil so graag rappie gespeel het, maar ek kon net nie byhou by die ander kinders nie. My voete was so seer gewees, ek het skaars begin hardloop en dan pyn my voete so, dan moet ek gaan sit. Want ek kan nie meer loop nie, so seer is my voete. Maar ek wil net so graag rappie gespeel het, en onthou hierdie een rugby game, toe, ek was nog scrummie gespeel, en ek was nog klein ook gewees. En hierdie een agste man tel die bal op en hy hardloop vir my, dat ek laag gaan sit, nee. En ek kom net reg en ek onthou en ek kyk so van die veld af en hierdie pa staan langs die veld en hulle skree vir my, kom by die veld af, is kak! Jo, en ek voel net daar hoe sny iets hier in my hart in. En daar het ek maar net ervaar, dat is ek maar waar wat hy sê. En so het al hierdie dinge my hele lewe my bygebly. So nou is ek daar in die bed, ek het begin in konstruksie. My voete is 'n probleem, ek kan nie werk nie. Ek kan nie loop nie, ek kan nie werk nie. Ek lê elke aand en huil in daai bed. Want so seer is my voete. Ek huil, snot en traan, omdat ek kan nie eers slaap nie. My voete is so seer. En net daar, ek sal het nooit vergeet nie. Net daar vra ek, Vader, U het my geseën met al hierdie dinge. U het my gebring tot by hierdie werk. Maar ek kan nie, my voete, ek kan nie loop nie, Here. Ek vra U asseblief, kom genees my voete asseblief. Vat net hierdie pyn wat my hele lewe nog lank saam met my is, vat dit net weg. Daai volgende oggend staan ek op, toe is daai pyn weg. En tot vandag toe is daai pyn weg. Ja, en yes, ek heel op awesome story. Maar so het my daardeur gelei, ek het gegaan, Appbishop klaargemaak en so het ek nou die dinge begin goed gaan. Dit nou, of nie goed, heel goed nie, maar ek voel, okay, Here is aan my kant, ons gaan hierdie vat, kom ons doen dit, maar so ek sê, dit is nie net in 'n oomblik wat dinge alles uitgesorteer word nie. Daar was ook baie dinge wat moet uitgesorteer word en op hierdie een dag ervaar ek hierdie droom. Nou, hy was 'n man gewees. So ek sê, ja, ek het gehoor van kerk, ek hoor hoe die manne wat drome kry en visies en woorde en goeters, maar dit gebeur seker oor see of op die movies of maar ek glo nie so lekker in daai storie nie. Maar as okay, en hierdie een dag kry ek 'n droom, maar as 'n droom. En dis asof jy net so in hierdie diep slaap is en maar ja, en die Here kom praat met my en hy kom wys vir my hoe die volgende 5 jaar van my lewe gaan wees. En daai 5 jaar het presies so uitgespeel en meer. Tot die dag wat hy klaar was, toe blaai daai chapter om, toe verander alles weer. Maar nou is ons hier nog, ek is nou nog hier in die bachelor. Ek en die manne kom nog 'n bietjie klippe, kyk in 'n Appbishop gekry, kyk, lyk goed, die toekoms lyk goed. En so toe begin alles net weer uitmekaar uit te val. Ons kon nie meer die bachelor flat bekostig het nie, ander 2 manne het nie hulle kant gebring nie, die een man het al my goed gesteel, die bietjie wat ek gehad het hy gesteel, en hy's weg daarmee, met my splinternuwe skoene waaroor ek so lief was. En hy's gone, en ek het weer niks, die ander man is weg, en ek sit daar op die vloer, ek weet die huur kom op, ek kan nie hierdie huur
op my eie bekostig nie, en ek het niks, en ek kom net weer voor die Here, voor Vader, en ek sê, Here, nou wat nou? Here, ek volg U, ek doen hierdie, ek leer, hoekom gebeur hierdie met my? En ek vra, Here, asseblief, voorsien net vir my. Ek weet, U het nog al die pad vir my voorsien, U het vir my 'n plek gegee om te bly, U het vir my hele kos op my pad gebring, Vader, ek vertrou in U. En ja, een of ander wonderwerk, toe was my hier afbetaal, maar op dieselfde oomblik toe moes ek uit. En waartoe gaan ek nou? Ek het nou net begin met 'n appie-ship, dit lyk goed vir my, ek volg, maar nou gaan ek weer terug waar ek begin het. Ek gaan nou weer strate toe, nou gaan ek weer my werk moet opgee, want ek gaan nie naby kan uit, hoe nou, dis weer moeilik. En die Here stuur toe mense oor my pad, en ek kon toe by hulle bly, maar ek het in hulle garage gebly, nou so 'n klein garage, en die landlords het nie geweet daarvan nie, so ek het eintlik skelm daar gebly, so die tannie het gesê, ek kon nie daar bly, totdat hulle eventueel uitvind, dan sal ons plan maak, maar vir nou kan ek daar bly, en daai garage was nou net so groot gewees, vir my bed, dan was daar so 'n klein spasietjie gewees, dan was daar 'n klein lesenaar gewees wat ek gehad het, en dit was dit, en daar in daai garage, het ek die Here net rarig begin leer ken, ek het begin Bybelstudie doen, die Here, dis asof die gawe, nie die gawes, maar die geskenke, die ware rykdom, wat nog hier, wat in die lewe is, dit wat mens nie kan koop nie, het die Here my net kom leer. Die Here het my kom leer, het my lief gemaak vir boeklees. Ek was die ou wat boek gelees het nie. Op skool, ek vang hy boek hier onder, ek lees hom nie, ek sal gaan, dit het my duim uit sê gaan in die eksamen. Die Here het my kom leer boek lees, my lief gemaak vir boek lees. Ek het lief geraak vir die Bybel, ek het boeke begin lees, ek het lief geraak vir die kunste, ek het lief geraak vir musiek, hoe om musiek te skryf, in gedigte in, ek het 'n groot passie daarvoor gekry daar, en die Here het net hierdie goed oor my pad geleer, en daarna ek het gaan werk, kom ek terug, en ek daar in daai kamer, leer, en ek onthou nog, ek het so 'n klein kampstoeltjie daar agter in die garage uitgekrap, ek het nie 'n stoel gehad nie, nou sit ek daar, so baie lesenaar, en dan leer ek hierso, en so het ek net aangegaan, en daar die Here my kom bou, en toe, met my voete en alles, en ek voel, okay, ek gaan weer begin oefen, ek moet, want die Here het my genees, ek kon nooit, in my lewe kon ek sport gedoen het nie, Here, ek wil vandag vir U begin oefen, en as dit U wil is, mag ek vir U gaan deelneem, en mag het goed wees, Here, want dit is vir U, en ek sal ek U verteenwoordig, en wat ook al ek gaan doen, en daar het ek begin, ek het hier is my bed, ek het nou 'n klein spasietjie tussen my bed en my lesenaar, push-ups en sit-ups en alles gedoen, en so daardeur, net so vinnig vertel daar, en dan gaan jy nou diep daar, en gaan die Here het my gelei, van daar af het 'n ouer my pad gekom, en ons het begin, ek was al 'n stoeiklap toe gewees, daar het begin stoei en kickboxing doen, en ek het daar begin deelneem, en ek het rarig, nie die kant of daai kant toe nie, maar ek het rarig goed gedoen, omdat ek die Here verteenwoordig het. Ek onthou hierdie een dag, daar was 'n man gewees wat daar aangekom het, maar hierdie man is al vir 'n paar jaar, hy's gevaarlik, jong, hy's al 'n paar jaar wat hy oefen, en hy weet hoe om te beklei, en maar hy sê die hele tyd, hy is so godlasterend, hy gebruik die hele tyd sy naam, en die mense sê al vir hom, hey man, mense praat nie so nie, en langs so die kort, hy het so rondom met elke man, en hy vou hulle, en hy kom by my, en so wat ek na hom toe loop, sê ek, jy luister die naam van my Vader, ek weet nie waar jy jou krag vandaan kry nie, maar ek weet waar my krag lê, en ek is nog nie in die fighting hier, ek gaan teen daai man, en ek vou daai man soos 'n lap, ek gooi vir hom rond, asof het lyk of hy nog nooit in sy lewe geoefen het nie, ek sê vir julle, dit is rarig, dit is, ek roer hom, want ek weet nie waar jy, wat se God jy nie, maar jy my God kom belaster nie, en net so vinnig oor die fighting stories, soos ek het nou rarig, weet jy, in my lewe, toe ek gedink, okay, hierdie is waarvoor ek geroep is, want
Het was eers lank in die game gewees nie, toe gewoonlik moet jy stap jy 'n pad, jy gaan doen so 'n halwe eksamen, kyk of jy kan professioneel draai, dan draai jy professioneel, dan ek het 2 fights gefight in my hele lewe, toe kom hulle na my toe vra hulle vir my, hulle wil ek moet professioneel draai, so goed is ek. Nie ek, ekskuus. Die krag deur my. Want elke keer, voor oefening bid ek, na oefening bid ek, voor ek 'n kompetisie deelneem bid ek, en ek verteenwoordig net die Here. Want hy het my gesê, hy het my genees van my gebrek, waar ek nooit iets in my lewe kon gedoen het nie. En so ja, ek het gedog, dit gaan my toekoms wees, maar die Here het net gesê, nee, daar's 'n ander fight daar buite wat jy moet gaan fight. Dit help nie, jy kan fisies beklei, maar jy kan nie in die gees fight nie. En ja, dis waar ek nou besef het, dis waar ons nou moet begin vasvat, manne. Hierdie fight ons nie vir 'n belt nie, ons fight nie vir 'n medalje nie, hier fight ons vir die koninkryk. Ons fight vir lewens, vir alle, jy lê jou eie lewe neer, want daar is skape daar buite wat gehaal moet word. En ja, dis dis toe ek besef het, okay, laat ons vasvat, kom ons gaan fight. En ja, so eindig ek nou hier in die garage op, en ervaar die Here, my tyd stap aan, en die Here bou my, maar dinge is nog moeilik, man. Ja, Vader, okay, Here, ek loop nou, ek gaan vir U, ek gaan voluit, kom ons gaan. Weet ek nog dinge wat uitgesorteer moet word, Here, maar hoekom gaan dit so moeilik? As U nou aan my kant is, hoekom gaan dinge nog so moeilik? Ek bedoel, ten daai tyd het ek nog nie met my ouers eers gepraat, en nog niemand weet waar ek is nie. En dit is al 'n geruime tydjie waar ek wat aangestap het. En toe ervaar ek die Here net weer, so gesê het, nou, die Here het my duidelik gepraat, het so gesê, die tyd wanneer jy die minste het, die tyd wanneer ek die meeste gehad het, van daar hoor jy die Here se stem, om net jouself te kom neerlê, om net te sê, Here, hier's ek trek my klere, ek los alles, Vader praat met my, en daar het ek niks gehad, en die Here het met my gepraat, en die Here kom werk het met my, en hy sê vir my, so silwer, gaan ek jou eers in die vuuroond moet louter, hy gaan my moet suiwer, oor en oor en oor. En dis hoekom ek hierdie hangertjie dra, nou gaan eerlik wees, is nou nie oorspronklike hanger, ek het hom 'n paar keer gebruik, maar dit is 'n silwer hangertjie. Want in daai tyd, toe kom hierdie hangertjie oor my pad, en ek dra hom, om my net te herinner, wat die Here gesê het, dat hy my gaan moet kom suiwer, oor en oor en oor, en dit was in daai tydperk van daai 5 jaar, en dit was hard, manne. Dit was hard, maar dit was goed. Partykeer moet 'n man net bietjie afgebreek word, net om te ervaar wie jy werklik is, net om te hoor vir wie die Here jou geroep het, sodat hy jou kan opbou in die man wat hy jou in geroep het om te wees, om vir hom te gaan veg. En ja, so ek is nou hier in hierdie garage, dinge gaan goed, lyk weer, het gaan weer ander toe, fast forward weer so 'n bietjie, baie dinge gebeur weer tussenin, maar ek is elke dag in die woord, en hier kom my dag weer, hier gaan ons weer af, en die landlord vind uit, ek bly skelm aan in die garage, en hulle skop my uit, hulle sê vir my, boetiekie, ekskuus man, jy moet gaan, hier is nie my plek vir jou hierso nie. Jo, en net daar sak my moed weer so in my skoene. En nou dat het eintlik met my opkom, het moet wees soos Abraham, daar waar die Here 'n belofte gemaak het, daar waar hy iets gedoen het, bou 'n altaar, kry iets om jou terug te vat, om jou te herinner wie hy was, of wat hy gedoen het, nie wie hy was of wie hy is, maar wat hy gedoen het in jou lewe, want ons as mense het 'n neiging om baie keer te vergeet wat hy al gedoen het in ons lewe, want ek was nou op hierdie punt gewees, nou moet ek uit, nou sien ek weer hoe verloor ek weer alles, ek sien hoe verloor ek my werk, want nou is ek weer op straat, ek gaan al hierdie bietjie goedjies wat ek het, gaan ek verloor, en ek het soos, Here, wat nou? Ek het nie eers op baie oomblik, ek eintlik net eers, ek het vergeet om eers na die Here toe te hardloop, ek het na myself toe gehardloop, David, wat gaan jy nou doen? Jy moet nou plan maak, wat gaan jy, en ek het nog so op en af voor my bed geloop, en ek gaan staan so stil voor my bed, en ek kyk so reguit op voor my,
En die enigste venstertjie wat in daai garage was net so klein gewees. Maar in die middel van daai venstertjie het die kerktoring oorkant se kruis geskyn, so 'n ligkruis. En die Here sê vir my, moenie bekommer nie, ek het jou. Ek het jou. Ek sê, okay, is reg Here. Nou gaan ek luister wat U wil hê ek moet doen. En nie lank daarvoor toe ek so begin liefraak het vir boeklees en die kunste en musiek en alles, toe het ek eintlik, ek het myself geleer tot waar ek kan, maar ek kon nie verder gaan nie. En ek het nou as een aand gewees, waar ek die Here net gevra het, Here, leer my, ek wil graag, ek stel belang in hierdie, ek stel belang in alles wat U my nou gegee het, maar ek kan nie myself verder leer nie. Seën my asseblief met 'n mentor. Ek kort iemand om my te leer. En so dat ek nou daar is op baie oomblik, ek moet nou uit hierdie garage uit. En ek gaan sit by die Here en ek bid, en ek bid, en ek bid, en ek sê, Vader, praat met my asseblief, wys my, en ek ervaar hoe hy vir my sê, jy hoef nie hard te probeer nie, jy moet net probeer. Ons kan nie net terugsit en wag dat iets moet gebeur nie, ons kan nie passief gaan wees nie. Daai water het nie geskei toe Moses net teruggestaan, hy het daai stok gevat en daai water geslaan en daai water het geskei. Ons kan nie agteroor sit en passief wees en verwag, die Here gaan nou net kom, jy moet doen. Die Here het vir my gesê, jy hoef nie eers hard te probeer nie, maar jy moet gaan. Ek sê, okay, is reg. En ek gaan loop by al die winkels en oralste waar ek hierdie blaadjies kan kry, wat sê accommodation of plekkie om te bly, of wat ook al, kamer om te huur, kry al die nommers, ek kry toe 8 nommers op die einde van die dag. Ek bel die nommers. 5 van hulle was heeltemal bestaan nie eers meer nie, 2 van hulle was ver in die dorp het gewees op 'n plaas, daai gaan nie werk het, ek het nie eers vervoer nie, hoe gaan ek nou by die werk kom, en die ander nommer het nie eers geantwoord nie. Hier sit ek weer, op my bed, vra vir die Here, Here, ek het nou probeer, wat nou? Waartoe moet ek nou gaan? En so sê die Here vir my, ek het nog so 'n ou voetjie gehad, en daai tyd toe ek net Porsche gekom het, toe het ek al social media, Facebook en Instagram en al hierdie goed het ek delete, en ek voel dit, daai ding, hy smokkel met 'n man se kop, as jy nie verstaan, hy gaan vir jou baie vinnig in die moeilikheid laat beland. En ek het hierdie goed doen delete, en ek ervaar toe, sê die Here vir my, download Facebook, en probeer nog een keer. En ek dink my so, yes, David, dus, maak jy nou hierdie op, of wat? Here sê, download Facebook, probeer nog een keer. Download Facebook daar so. Nou, gewoonlik hoe Facebook of Instagram of baie goeders werk, jy moet eers 'n rukkie deur goeders search, en dan dat jy kan sien op wat jy belangstel, dan gooi jy hierdie goed oor jou pad uit, en ek download Facebook, heel eerste ding wat opkom, Porsche accommodation. Daar so, heel eerste ding wat opkom, kry daar so weer, dink 6 nommers. Weer, 5 van daai nommers, glad nie gewerk nie, hy 1 nommer tel op. Nee, daar's plek. Ek kan dadelik kom kyk, ek kan dadelik intrek as ek wil. Okay, wow, wacht, hierdie is 'n bietjie vinnig. Ek waardeer dit, maar dinge, hierdie is onmoontlik. Hoe werk hierdie storie? Nee, is reg, ek gaan kom kyk, maar ek weet, en binne in my, maak nie saak hoe die plek lyk nie, of waar het is nie, ek moet hom vat, ek het nie ander keuse nie. En ek kom toe daar aan, en hier buite staan so ou boere tannie. En yes, ek kyk my so, en ek dink met myself, David, ek sal die hele dag gaan ek myself besig hou, ek gaan werk, ek gaan werk, en ek gaan weg wees, en die ander sal ek net vinnig inkom om te kom slap, en dan môre dan toer ek weer, hierdie tannie lyk bietjie kwaai, sy gaan vir my roer. En so moet ek haar toe, stel haarself voor, en so op pad in, toe vra sy my nog, ja, wat 'n musiek luister jy, hou jy van harde musiek, en nou, ja, ek hou van harde musiek, verstaan? Ek hou van enige musiek, enige mooi musiek met 'n diep, met 'n betekenis, obviously, die meeste van alles as nie oor die Here gaan nie, ja, stel ek die belang, maar as jy nou
boere musiek speel, of as jy nou heavy metal luister, of jy, waar gaan die storie wat hulle sing, wat is die hart agter, en daai, ek hou van harde musiek, ek hou van rock, verstaan, maar, het gaan oor die Here. En sy sê toe vir my, ja, hou jy van rock, en ek sê, ek dink ek is 'n triekvraag hier, as ek nou gaan sê, ja, as ek moet gaan, so ek bly net stil, ek sê vir my, nee man, ek hou van rock. Kyk hierdie tannie, so kort tannie, ek sê, ekskuus tannie, ja, nee, kom, ek vat jou gou hier in my kar in, en sy sê, ek is daar in die kar in, en ja, sy speel vir my daar 'n paar liedjies, man, goeie, soos golden oldies, man, en sê, ek van, okay, nee, okay, ja, ek verstaan, nee, ek like dat jy so smaak vir musiek, maar is reg. En so vat sy my, en sy vat my na haar woonstel toe, en daar het ek 'n kamer gehad, maar sy maak die deur so oop, en toe sy die deur so oop maak, toe is die boeke so gepak, en die skilderye is gehang, en ons 'n plaatspeler, en ons musiek en alles, en so wat ek die tree ingee, sê hy vir my, hier is waar jy gaan bly, hierdie tannie gaan vir jou leer. En daai tannie, sy het ook by die weermag gewerk en alles, en daai tannie het vir my meer geleer van man wees op daai stadium, as wat, ek het nie reg manfiguur gehad in daai stadium van my lewe nie, maar sy het my vertel hoe dit is. Kry 'n bietjie dissipline man, staan vroeg op, come on, vat vas, nie gou stories waar ons maakplan waar gaan, sy het my geleer, jou woord is jou eer, jy sê jy gaan dit doen, jy sê jy gaan daar wees vir 'n broer, dan is jy daar. Daar is nie storieetjies draai nie. Also maak nie saak hoe klein of groot dit is, as jy dit gesê het, dan is jy daar. En ja, so het sy my geleer, en alles wat ek weet vandag toe, in daai aspek van musiek, en tot boeke en alles, dis soos, dankie aan die Here, dankie aan die Here, dit is net soos, wow. En sy is nou ongelukkig nie meer met ons vandag nie, maar Salome, ja, sy het, want op die dag ook, ek het ervaar, ons al baie daaroor gepraat, en die Here het my gesê, as die Here jou seën met iets, of met iemand, of 'n mentor, of, daar is nie tyd nie, manne. Moenie sê, jy wag vir die dag van môre nie. Moenie tyd uitstel nie. Die mense waarvoor jy lief is, kom by hulle uit. Want as 'n dag om te kom, as 'n dag om te gaan. Jy weet nie wanneer is daai dag nie. Kom by die mense uit waar jy moet wees. Daar waar die Here wil hê jy moet wees, en moenie dit uitstel nie. Ekskuus. Ja, so die Here het met my gewerk, en in hierdie tyd het my net gevorm, en het my net geslyp. Ja, dit was hard, maar dit was goed. Dit was baie goed. En so op 'n dag kom ek, en ek ervaar al die dinge, ek het drome begin ervaar, en ek het die Here begin net meer en meer van sy hart geleer ken, van die vaderskap, hy het my gevader. En ek gaan toe hierdie dag na die pastoor se huis, want ek wil nou meer weet, Here, ek wil nou moeite maak om 'n soldaat van U te wees. Ek wil weet, wat is die moeds en die moenies? Ek moet weet, waar moet ek intree? Ek raak toe betrokke by 'n kerk, en die een aand, ek sal nooit vergeet nie, gaan sien ek die pastoor, dat hy my net bietjie kan touwys maak, vra wat hy my kan leer, en rukkie voor het ek eintlik ek dink, ja, dat was eintlik daai selfde dag, toe bel ek my ouers weer vir die eerste keer, en ek sê vir hulle wat aangaan, maar ek bel hulle, met hierdie verwagting in my hart, dat hulle vir my gaan sê, my seun kom terug. Ons verlang na jou, ons is lief vir jou, kom terug, en ek was bereid om alles daar te los, maar jy sê, bereid om alles daarin te gaan, dat ek verlang na my ouers, en ek het besef, ek is die ou wat verkeerd is, ek besef, dinge is nie goed, van my kant af, en ek wil dit regstel. En daai dag, toe ek hulle bel, toe sê hulle vir my teenoorgestelde, sê hulle vir my, nee, dink is beter jy bly waar jy bly. En het voel toe of iemand my hart vat, en hom so stikkend gooi, in die vloer vas. En ek voel net weer so hard verwerp, ek voel net weer, daar is nie 'n plek vir my hierso nie.
En in middernag daai aand staan ek onder 'n boom en ek kyk op na die sterre. En ek vra, ek sê vir Vader, Heer, ek het nie plek nie, my ouers soek my nie. Ek het geen deel in niks nie. Ek is 'n niemand. En ek voel en ek hoor hoe praat Vader met my. Met 'n stem van autoriteit en hy sê vir my, my seun, vandag neem ek jou aan. Vandag is jy myne. Nie meer jou aardse ouers. Dis hoekom ek tot vandag, ek praat baie van my aardse pa, of my pa ook praat ek soms ou baas of toppie noem of iets, maar want ek het net een pa. En hy is al bo. En daai dag het hy my aangeneem. En daai dag het ek totaal en al my hart vir die Here gegee. En hy sê, vandag is ek u seun, Vader, maak nie saak wat mee kom nie, maak nie saak wie my wil hê, of wie my nie wil hê nie, maak nie saak teen wie ek staan, of wie teen my staan nie, ek is u seun, en ek is vir altyd u seun. En ja, daar sou die dinge net rarig begin vlam vat. Dis waar die Here met my gewerk het, en so kom ek op 'n dag, ons is toe, jy is op pad na Toernooi toe gewees, ek en een ou, en nou ek kon nie help nie, as jy ook nou gesê het, jy wil net vir almal vertel vir wat in jou lewe aangaan, want dit klink vir jou self, klink dit abnormaal, jy kan self nie glo om jou gebeur nie, jy kry al hierdie goeters, hoe die Here vir jou sorg, die Here met jou praat, jy weet wie jy is, waar jy was, hoe jy nou is, jy kan nie help om mense te gaan vertel hiervan nie. En ek ry saam met hierdie een man na 'n toernooi toe en ons in die kar en ek sê vir hom, luister, ek weet nie wat jou verhouding, waar en jy glo, waar staan jy met die Here nie, maar luister gou hierdie storie. En ek vertel hom alles, tot op daai punt. En hy kyk my so, dis al die pad, van Potchefstroom tot in Pretoria, praat hom dood, ek vertel hom alles. Ek sê, luister, hierdie is wat aangaan, jy hoef my nie te glo as jy my nie glo nie, maar ek sê vir jou, hierdie goed dis real, dis daar. En so kyk hy my en hy sê vir my, ja, ek hoor maar, voel vir my, jy moes al op Camp David gewees het. En ek sê, Camp David, ja, dis net, ons net soos hierdie paar manne kom by mekaar, en ons soek die hart van die Here. En sê, okay, nee, is reg, nie lang daarna nie, doen ek my eerste kamp. En is asof die Here net met 'n ontmoeting met my daar gehad het. So hy gesê, daar is baie dinge wat nog uitgesuiwer moes geword het, en skoon gemaak moes geword het, maar daar op daai kamp, het die Here 'n ontmoeting met my gehad. En hy het van die begin tot die einde van daai kamp, het hy dinge kom genees in my hart, my vaderwonde, daai verwerping, daai oom wat op my geskree het, al daai, ek is nie goed genoeg nie, en hy het my geroep in 'n roeping in, waarvan ek nie af kan weghardloop nie. Want ek sê altyd, as ek wegdraai van geloof of enigiets, ek kan nooit sê God is nie daar nie. Kyk waar, alles wat ek het vandag is as gevolg van hom, ek is hier as gevolg van hom, ek moes eintlik dood gewees het, maar ek is hier as gevolg van hom. Net so. Net so. En ek is op hierdie kamp en is asof die Here my hart net heeltemal nie gepatch het nie, nie 'n kraak in die muur, ek smeer hom polyfiller nie, het hom kom afbreek en het kom opbou en het staan vandag op 'n rots. En ja, ek het daai seer gehad wat genees was. Ek het seksuele onreinheid, ek bedoel, ek was blootgestel aan pornografie op die ouderdom van 8, 9, en van daar af, my hele lewe lang met daai ding gesukkel, met hom geworstel. Ek het probeer om fight, maar jy kan hom nie fight nie, hy is ding op sy, dis net die Here wat het kon genees, van daai dag toe hy, al die kettinge, ek het nog daar gestaan en die man het my, en ek voel hoe breek die kettinge in my lewe. Ek voel hoe breek die ketting van pornografie. Here, ek volg hier, maar ek kan nie oorwinning kry oor hierdie nie. Help my, hoekom gaan ek is so jammer, elke keer dan kom ek weer by hom aan en
Dat ek net so jammer en die vyand is van, ja, kyk wat het jy nou alweer gedoen. Kyk, jy kan nie terug gaan na die Here toe. Jy noem jouself 'n seun van God, maar kyk, jy het nou weer geval in hierdie ding en hoekom? En dan bly ek weg. Ek is eerlik, daar's baie kere, man, dis nie dat ek so geloop het. Jy val, en die Here is net daar met sy genade, hy's net daar. Soos die Song of Psalms, daar boek wat Salomo geskryf het, as jy dit mooi gaan verstaan, dat dis hoe ons verhouding is met die Vader, die bruidegom en die bruid, en daar's een gedeelte, die vrou, sy het aangejaag, weghardloop, toe kom sy net terug na die man toe, en sy het besef, dat die fout lê by haar, en dis nie asof hy gesê het, ja, kyk, ek het jou gesê, of hy staan met 'n hand so, en ja, nou gaan jy eers bietjie swaar. Die Here staan net daar, en hy wag vir jou. Hy wag vir jou met oop arms. Is nie nodig om oor te begin nie. Is nie nodig om jouself te bewys om jammer te sê nie. Daar's niks wat jy hoef te doen nie, want die Here het dit klaar gedoen. Jesus het dit vir ons gedoen, toe hy op die kruis gesterf het, en sy bloed het ons skoon gewas. Vader staan net daar met oop arms, en hy sê, kom ons gaan aan. Ek wag vir jou. Kom ons gaan. En die skrif wat nou by my opkom, Sagaria 4 vers 1, as ek reg is, verskoon my. Maar daar waar Joshua aangekla was voor die Here deur die duiwel. En die duiwel sê van, kyk wat hy gedoen, kyk wat, kyk, en hulle sê, hy staan nou with his filthy robes, en hy staan nou, hy's vuil. Hy kan nie terugstry nie, want dis wat hy gedoen het, dit is waarheid, ja, die vyand kla my aan, Here, maar dis waar ek staan. Ek kan nie maak of dit nie so is nie. En die Here kyk so, en hy kyk hoe die vyand, die duiwel, en hy sê, dat jy weg is. Hier is nie plek, wat soek jy hierso? Hier is nie jou plekkie. Bring vir my seun 'n nuwe kleding en 'n nuwe tuniek. Trek hom weer skoon aan, wit aan. En jaag die vyand weg. En dis waar ek julle uitnooi. Kom net terug. Daar is nie nodig om jouself te bewys nie. Daar is nie nodig om iets te gaan doen, of jy kan nie, dit is klaar gedoen. Dit is klaar gedoen vir jou, en die Here wag net vir jou, om terug te kom na hom toe. En ja, so ek gesê het, ek draai nie stokkies nie, en ek het nog nie al hierdie dinge ervaar van visies, maar ek nou begin so bietjie. En op hierdie kamp was daar so 2 boerseuns gewees, maar solid oukies. Kan sê, hierdie ou stoot sy trekker in die brand. Ons deel, op die kamp deel op in klein groepies, want dit is net, dan kan ons intieme tyd met mekaar spandeer, verstaan, jy kan jou hart uitpraat, want lê jou hart, lê alles voor die Here, so jy praat dit, verstaan, en daar is meer daai broederskap wat vorm. En hierdie ou was in die ander span gewees, en ek het nog net een woord vir hom gesê, die hele kamp lang, dit was hallo, toe ek verby hom geloop het. Verder het ek nie 'n woord vir hierdie ou gesê nie. En in hierdie een lesing, staan hierdie man op, en hy sê, hy wil net iets sê. Hy sê, hy het ook al baie keer goeders ervaar, maar hy nog nooit gepraat, maar hy voel vandag op sy hart moet hy iets sê. En hy praat met my. Hy sê, hy sien hierdie dinge in my lewe. En daai man lig dinge in my lewe uit, punte in my lewe, wat ek so ver in die duisternis gaan bære het. Ek het vir niemand in my lewe vertel daarvan nie, want hierdie was 'n ander tipe seer wat ek gehad het. En ek het dit net gaan bære, ek het self vergeet daarvan, en hy het dit net uitgelig, en hy sê, hy sien dit. En ek sê, ja, dit is waarheid. En op baie kamp het hulle vir my gebid, so gesê, die kettinge was gebreek, en ja, ek was totaal en al ingeroep in my roeping in, en daar so het 'n doopsessie opgekom, en hulle het gevra, wie wil gedoop word, en ek het my hand opgesteek, want ek gesê, ek wil gedoop word. Ek wil gedoop word, want ek wil hê, die mense al by hierdie proklamasie, ek wil die ring opsit, om vir mense te wys, dat ek getroud is met die bruidegom. Hierdie bruid is getroud met die bruidegom. So ek wil gedoop word, want net voor ek het gevra, dit was so in my kop, hoe gaan ek wil mense wys, Here, en hierdie is 'n proklamasie, dit is vir mense om te sien, om jou accountable te hou, dat jy getroud is, dat ek weergebore is, dat ek die dag onder daai boom gestaan het, en ek was aangeneem as 'n seun, hierdie, Vader,
wil gedoop word. Ek weet nie, ek was 'n klein gedoop gewees. Ek weet nie, ek gaan nie oor wat reg en verkeerd is nie, maar hierdie het ek besluit. Ek het besluit om nou getrou te raak met hier. Ek wil daai ring nou opsit. Nie my ouers het dit nie vir my besluit nie. Daai tyd toe ek klein was, het ek nie geweet wat aangaan nie. Daai tyd het ek nie geweet, hoe kan ek daai besluit, maar nou, Vader, nou besluit ek volg U, en ek sit hierdie ring op. En daai manne doop my daar so in daai dam. Nou net voor die doop, ek het gesê, maar hulle het die teks, of hulle het so teaching gegee daaroor, en ek het gesê ek wil, maar ek is nog steeds, hier is 'n groot storie. En hulle het gesê, die manne wat gedoop wil word, moet net na die tyd kom wat nog gedoop wil word, en ek sit nog met hierdie worsteling in my. En daai vers kom op van Matteus 3 vers 16 waar Jesus gedoop was. En die hemel het oopgetrek en so dat David die Gees oor hom gekom. En hy sê, Here, laat ek die man, dit is hoe ek wil wees. Hierdie is wat die doop vir my beteken. Ek wil nie net, ja, ek was vinnig 'n sprinkelpop toe ek klein was, Here, as die doop so diep is, dan wil ek gedoop word in Jesus naam. Nou, julle kan my glo of julle kan my nie glo nie. Maar daai dag was dit so 'n bewolkte dag gewees. Sonnetjie het so agter die wolke geskyn, maar dit was toegetrek. En daai dag was ek gedoop op die berg in 'n dam. En so wat die manne my doop, maak my oë oop onder die water en hulle trek my daar uit en bo my op daai koppie trek hy wolke oop. Dus skyn hy son so deur. En dit is 'n dag wat ek nooit sal vergeet. En die manne staan om my en hulle blaas die shofars. Dis ek ook my shofar gebring het vandag. Ons proklameer oorlog in Jesus naam en ons proklameer die oorwinning in sy naam. Wat? Ja, manne, kom ons vat vas. En so my storie gaan nog baie ver aan. My storie word nog steeds geskryf. En so het elke liewe man hierso het 'n storie. Wanneer julle stories nie of julle self hou nie, vertel julle stories. Vertel julle stories. For by the blood of the Lamb and by word of our testimonies, we shall overcome. Ons sal oorwin. Ons het oorwinning. Die Here het oorwin. Ons loop in ons autoriteit. Trek vyand. Ja, hy het nie plek hierso nie. Laat jy gaan. Laat ons 'n bietjie daai autoriteit opneem, manne. Laat ons intree in dit wat God ons geroep het. En ja, dit is net waar my hart is. Ek voel, ek kan julle nog baie vertel van waartoe my storie is en waar ek vandag is. Maar ek voel, daar is toch waar ek my storie wil vertel. Want vandag wil ek manne inroep in die Gees. Ek wil hulle inroep in hulle calling in. En as jy nie weet wat dit is, en jy weet waarvoor jy gemaak is nie, vandag is die dag waar die Here jou gaan kom ontmoet. En as jy te veel goeders het wat jy nog by jou dra, en jy kan nie Here se stem hoor nie, kom ons lê dit neer vandag. Here, ons lê hierdie neer in U naam. Ek wil U stem hoor. En wel, julle kan altyd dink, ja nee, nou, hierdie man, hy loop nou sterk in die Gees, jong, die vyand gaan nie vir hom kom nie. Ja, hy is nou sterk man, hy gaan nie val nie. Hey my maat, die dag toe ek daar by daai kampterrein afgaan, toe kom daar so oom na my toe en hy sê vir my, jy moet nou pas op. Daar is so 'n groot kruis op jou rug geverf, die vyand kom nou vir jou. Hy nie gelyk wat vandag gebeur het nie. Ek sê, okay, nee, is reg. So die eerste week was ek paraat gewees, was hy, ek ken my Bybel, maar toe daarna, toe kom die dinge, en ek het al hard geval, ek was weer op die plek, ek is nie waardig nie, hoe kan ek hierdie goeders doen, want ek noem myself 'n kind van die Here, ek kan nie, ek so skaam om voor die Here te kom, want kyk wat doen ek, die Here het my al hierdie goed gedoen, en doen ek hierin, en gooi het alles terug in sy gesig, jy is nie waardig, jy moet nie, kom hierdie kant, moet nie terug gaan daai kant, jy kan nie aan toe gaan nie, en so het ek lang geworstel, want ek het een ding in my lewe het ek eintlik gekort, community, broers, as jy die wapenrusting aantrek van die Here,
Hy verduidelik vir jou mooi, maar wat beskerm jou rug? Die borsplaat, nee. Hy rug is oop. Dit is waarvoor jou broer kort. Rug teen rug, manne. Rug teen rug, hy kan kom. Hey, many has tried and many has died. As julle broers as twee saam staan, twee of meer, ek bedoel, as jy soos 'n driedubbele tou, as jy een val, en jy is alleen, wie gaan jou ophelp? Ek dink jy gaan jouself ophelp, maar as julle saamloop as broers, dis hoekom ek so groot hart het vir Camp David, want daar loop ons as broers, en ons sê net, hey Boeta, lekker, maar ons ignoreer mekaar, elke dag, ek check in, hey Boeta, is jy alright, wat gaan aan, kom praat bietjie met my, en jy is op so 'n punt, ek sê net met ou kyk, ek kry en net bietjie gesels, kry 'n man, wat dieselfde persuadings het, wat die Here najaag, kry daai man en leer mekaar se hart ken, ja, jy het 'n vrou, maar jou vrou is nie jou broer nie, jou vrou fight nie die fight wat jy fight nie, jy is daar op die frontline, dis waarvoor die manne gemaak is, jy kort 'n broer, na in jou hart, dis David en Nathan, Jonathan, ekskuus, dis David en Jonathan, waar Jonathan al sy klere uitgetrek het, en hy het gesê het, hierso, so na in my hart, ken jou broer, want as broer, is jy daar vir mekaar, jy is deur liefde daar vir mekaar, en ons het een perfekte voorbeeld van wat liefde is, en is Jesus, so beteken, lê jou lewe neer, en staan op, maak nie saak, wat jou prioriteit is, of wat jy moet doen, as jou broer in hulp kort, dan is hy daar, maak nie saak waar jy is nie, of jou broer nou down on the dumps is, of jou broer nou jou roep om iets te gaan doen, want weet net een ding, jou broer sy hart is na in God se hart, so as hy beweeg, beteken dit hy beweeg vir die Here, ondersteun hy man, hy gaan nie hierdie fight alleen kan fight nie, en dis hoekom ek baie dankie sê vir die manne wat saam met my gekom het vandag, want ek kan nie, jy sê baie dankie, ja manne, hierdie is 'n fight, julle kan, julle dag tot dag lewe, en fokus op julle goedjies, en maak of julle wat julle gehoor het vandag, of wat julle deur julle lewe gehoor het, is nie waar nie, julle kan maak of daar nie 'n oorlog al buite aan die gang is nie, maar dit gaan niks verander, aan die feit, dat daar 'n groot oorlog, vir mense se lewens al buite is nie, en as jy nie gaan deelneem nie, dan staan jy eintlik maar teen ons, teen die koninkryk, want dan is jy net daar, manne, kom ons vat vas. Dis tyd dat die manne in die kerk het moet begin opstaan, dis tyd dat die manne in die hardkoppigheid moet uitkom, dat die hartige harte afgebreek word, dat hulle 'n hart van vlees gee, dat hulle 'n bietjie voorvat, want as ek in die kerke kyk, meeste van die kerke is al klomp vrouens, nie alle respect, maar, come on man, waar is die manne? Waar is die manne, waar ons bietjie uitgaan, daar gaan wat en gaan praat waar mense nie wil gaan praat nie, daar waar die manne gaan, ons moet gaan, manne, ons moet gaan, daar is nie baie tyd oor nie, jy is hier vir 'n rede, daar's 'n baie groter calling op jou lewe as wat jy dink, ja, verstaan, jy het werk, wees daar in jou werk, vertel die mense wat aangaan, en as die Here jou roep, moet dit nie ignoreer nie, want hy kan, Here is groot, dink nie ons besef hoe groot hy is, ons vat dit eintlik vir granted. Ek weet nie waar die tyd is nie, maar ek voel dis waar ek hierdie wil parkeer. Dis wat ek nou gaan doen. As wat ek nou gaan doen, so gisterand het die Here eintlik ding oor op my hart gebring. En nou ek het eintlik vanoggend opgestaan met 'n verskriklike dors. So ek soek net die hele tyd water en ek besef toe, hier's manne hierso, wat sit met daai dors, om die Here te ervaar.
om van hom te drink. So manne, ek wil hierdie geleenthede wat ek nou gaan skep, wil eintlik alter calls doen, wil eintlik vra vir manne wat nou moet opstaan, wat nou net bietjie, sê altyd, manne kry bietjie kahunas, en staan op, vergeet van jou wat langs jou sit, vergeet wat mense van jou dink, as jy iets wil najaag, en jy wil die Here leer ken, en jy het hierdie dors wat gelus moet word, staan op. Kan ons net 'n oomblik net gou stil raak. Mag ons net die Here ervaar. Vader, hoe groot en heilig is U naam. Here, dankie vir U liefde oor ons, Here. Dankie dat ons nooit hoef te bekommer nie. U het ons geskape, Vader, met 'n doel. En U is ons vandag, Vader. En ons wil net alle glorie en eer aan U naam toeken, Vader. Vir is alles vir U werk om U koninkryk te bou, Vader. Mag ons staan vir U, Vader, tot die dag van ons dood. Here, ek kom bid net, en ek kom vra vir U seën oor hierdie manne vandag, Vader. Here, ek kom bid vir hierdie hardhartigheid, hierdie hardkoppigheid wat manne het. Ek kom vra dat U hulle hart van klip sal kom afbreek, Here, en gee hulle 'n hart van vlees. Mag hulle huil as hulle wil huil, Here. Vir ons kom breek daai vleien in Jesus naam, dat manne moet sterk wees, manne hoef nie te huil nie, manne moet net voorvat en voorsien, Here. Dis nie wie ons is nie, Here. Ons wil al voorbring wat op ons harte is, Here. Dit is U wat voorsien, Vader. Here, en ek wil U naam kom groot maak, Vader. En ek sê vir U dankie vir U liefde, for You are the King of Kings and the Lord of Lords, Vader. Here, so vandag kom bid ek vir hierdie manne, en ek roep hulle uit in Jesus naam, en ek vra dat U Gees oor hulle sal kom, Vader, dat U Gees hulle sal vul, Vader, deursoek hulle van kroon tot klein toon, sien wat is daar wat in die duisternis gehou word, Vader, mag dit uitkom in die lig in, Here. Mag dit uitkom vandag, Vader. Mag hulle dit net na vore bring en mag U hulle net genees, totaal en al genees, Vader, van die diepste, donkerste wonde wat hulle het, Vader. Daai wonde waarvan hulle al vergeet het, Vader, kom herinner hulle net daaroor, dat hulle dit uitbring, sodat U dit net kom herstel, Vader, ten volle. Vader, ek roep hierdie manne, mag die Dawids na vore kom vandag. Mag hulle opvat en sê, ek is nie skaam nie. Al kos dit my alles. Ek is bereid om dood te gaan vir U, Vader. Want U het vir my dood gegaan. Here, ons prys U. U is heilig. U is groot, Vader. En ek kom bid vir elke seun, klein seentjie wat hier is, mag al geen verwerping oor sy lewe kom nie, Vader. Beskerm hom, stuur die engele om te beskerm, Vader, teen enige leuns wat van jongs af op hom wil geplak word, Here. Dit sal nie staan nie. Vir sy paas, God. En so bid ek ook vir alle mans hierso. Mag hulle net weer daai seunskap ervaar. Mag hulle wees as 'n klein seentjie voel in die arms van hulle Vader, van hulle Pa. En mag U liefde hulle net oorvleuel, Here. Was hulle skoon in Jesus naam, Here. In Jesus naam. So net so staan, ek het net 'n paar verse wat by my opgekom het, wat ek net graag wil kom deel. Johannes 7 vers 36. As iemand dors het,
laat hy na my toekom en drink met die een wat in my glo. Is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. So kom ons drink net van die Here en mag hy ons vul en ons sal nooit weer dors vir hom nie, want hy is saam met ons. Efesiërs 2 vers 13, maar nou is julle een met Christus. Julle wat vroeër ver van God afgelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Timoteus 2 vers 19, nogtans, die hegte fondamente van God gelê het, staan vas met die woorde daarop gegraveer. Jesus is ons rots. Vader is ons koning, ons hoef niks te vrees nie. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God are with you. So ek wil net vra as daar sekere manne is, wat enige vorm van verwerping het, enige seer wat julle nog by julle gedra het van kleins af, enige iets wat mense op julle rug of op julle kom plak het wat 'n leuen is, steek het julle hande op. Steek het julle hande op, want julle is vry. Here, U sien hierdie hande. Vader, hulle bring dit na vore. En ek vra dat U gees van genesing oor hulle sal kom. Dat U hand hulle sal aanraak, Here. Vader, kom genees daai wond in hulle hart. En ek kom bid net tot vir fisiese vergenesing, Here. Enige iemand wat hier is met pyne, met seer, Vader, kom genees hulle in Jesus naam, Here. Laat hulle ronddans vir U, so wat Dawid gedans het, Vader. Mag hulle dans vir U, Vader. Restore them, Lord. En dan iets spesifiek waar ek wil kom vra. As daar enige manne is wat gevoel het, hulle is op baie stadium en hulle volg die Here maar, hulle wil weet die wêreld moet weet en hulle wil voel op hulle harte dat hulle gedoop moet word. Dan vra ek vir julle, ek weet nie of die leiers ons daar kan help, oom JC, as julle dalk voorkom staan, as julle na vore toe kan kom. Nie net die wat gedoop moet word nie, maar die wat voel hulle is ver van die Here af. Hulle wil net weer terugkom na die Here toe. Hulle wil net weer kom sê, Vader, hier is ek is jammer, maar is niks wat ek kan doen nie. Vader, ek kom net voor U, reinig my net weer. Kan julle ook net na vore toe kom, manne? En ek roep julle uit daai passiwiteit uit. Ek roep die manne, kom manne, kom ons vat vas. Kom ons vat vas. Daar is nie meer nodig om terug te staan nie. Ons sien nou die tyd om te bekommer oor mense van jou dink nie. Jy wil nou die Here ervaar. Kom ons vat vas. Kom ons vat vas, manne. So ek roep, ek voel, ek weet nie. Enige manne wat nog nooit hier, of ons het nou weer 'n geboortenis behandel, maar as al 'n man wat nie uitgekom het nie, wat rarig wil voel, ek wil nou, vandag is die dag wat ek wil hardloop vir die Here, ek wil aangeneem word deur die Here, kom na vore toe, laat ons bid. Kom manne, 5, 4, 3, 2, 1. Laat ons vashou, man, en mag julle geseën wees tot in ewigheid. Mag julle nie bang wees vir die vyand nie, nie bang wees vir die wêreld nie, al staan jy alleen. God staan saam met jou en al sy engele, daar is niks wat jy hoef te vrees nie. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never thirst again. Oh,
והקלה אומרים בו, הרוח והקלה אומרים בו, oh, the spirit and the bride, they say come, come. אומרים בו, הרוח והקלה אומרים בו.